Here, laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart welbehaaglik wees voor die aangesig, o Here, my rots en my verlosser. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word aan die geskenk van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Daar is dan nou nie oorgangslied nie, ons het dit nou net gesing. So, kom ons maak die Bybels vanmôre oop en ons luister na hierdie bemoedigende woorde van Paulus, Filippense 4, en ons gaan Filippense 4 vers 1 tot 9 saam lees. Filippense 4 vers 1 tot 9. Daarom, my geliefde broeders, na wie ek ook verlang, my blydskap en kroon, staan so vas in die Here, geliefdes. Ek vermaan Euodia en ek vermaan Syntyche om eensgesind te wees in die Here. En ek vra jou ook opregte metgesel, wees hierdie vroue behulpsaam, wat met my saam gestry het in die evangelie, ook saam met Clemens en my ander mede-arbeiders, wie se name in die boek van die lewe is. Verbly julle altyd in die Here, ek herhaal, verbly julle. Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word, die Here is naby. Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God, en die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Verder, broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, wat 'n deug en wat 'n lof daar ook mag wees, bedink dit. En wat julle geleer en ontvang en gehoor en in my gesien het, doen dit. En die God van vrede sal met julle wees, net tot sover. Kom ons buig ons hoofde so in aanbidding voor die Here, terwyl hy sommer almal net so sit. Ons Vader, wat 'n heerlike voorreg om u vanmôre ons Vader te noem. Here, dat u dit moontlik gemaak het, die God van geregtigheid, wat nie sonde oorsien nie, maar deur Jesus Christus en sy offer, kan ons u ons hemelse Vader vanmôre noem, kollektief, ook individueel. Dankie Here, u is ons Vader, u is my Vader. Dankie dat u woord sê, as ons vir u brood vra, Here, u sal nie vir ons 'n klip gee nie. U sal vir ons vis gee, u sal vir ons sorg. En ons sê vir u baie dankie daarvoor. Heilige Drie-eenheid, ons aanbid u vanmôre, Vader, Seun, Heilige Gees. Dankie Vader dat u ons liefhet, dat u die wêreld so lief gehad, dat u Seun vir ons gegee het en die Gees uitgestort het wat ook vanmôre met ons is. En Jesus aan ons openbaar, wat ook vir ons help met ons heiligmaking. Ek wil vanmôre kom bid, Here, u ken elkeen se behoefte hier vanmôre. Dat u vanmôre die brood sal kom fyn breek, dat elkeen van ons dit sal kan verteer, Here, dit wat ons nodig het. Hier sit mense, Here, met verskillende behoeftes. U weet wat in die harte vanmôre hier aangaan, en ek wil vanmôre kom vra, dat u hand, net soos wat u hand uitgesteek het, toe u opgevaar het na die hemels, na die disippels en hulle geseën het, dat u vanmôre elke hart vanmôre Jesus sal kom seën. Ons kom bid vanmôre, Here, ook so vir Dominee Gerard, waar hy daar aan die ander kant is, waar hy met verlof is, dat hy goed sal uitrus. Ag en Here, hy dink ook seker dikwels aan sy operasie wat voorlê. Ons kom vra, Here, dat u vir hom gemoedsrus sal gee. En dankie dat ons nou al daarvoor kan vra, dat u absoluut in beheer sal wees van hierdie hele proses. Dankie dat ons hom ook kan opdra aan u. Ook vir elke ander sieke in hierdie gemeente, Here, dat u sal kom met u genesende krag en sal kom genees. Dankie Here dat ons hierdie diens kan opdra aan u. Dankie dat ons weet, Here, u neem dit nou oor. En Here, dit is absoluut vir u geseënde doel. Bereik dit asseblief in Jesus naam. Amen. Ek wil vanmôre so 'n bietjie met u praat oor die vrede van God. En die teksvers van oordenking vind ons in Filippense 4 vers 6 en 7. Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed
en smeking met danksegging bekend word by God, en dan die gevolg, né? En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne, jou verstand, jou mind, bewaar, en jy sal innerlike vrede hê in alle omstandighede. Almal verlang na vrede, na rus en kalmte, en ek dink ons is bekend met die gesegde, en ek weet nie wanneer laas het hy vir die vrou gesê, laat my net asseblief 'n bietjie met vrede. En andersom, né? En die vrou ook vir die man gesê het, hoorie, wil jy nie net so bietjie een kant toe staan nie, laat my net 'n bietjie met vrede. Daar word na vrede verlang en baie gepraat oor vrede, nasies wat oorlog voer teen mekaar, sinnelose oorloë, wat daar in die wêreld gevoer word. En almal hinker na vrede, vrede tussen nasies, eensgesindheid, dat daar eendrag sal wees, met almal in vrede leef. Vriende, dit is waarna almal, ek en jy ook vanmôre verlang, vry van alle bekommernisse. Dit klink so na 'n idilliese lewe, so bekoorlik, né? Miskien sê jy vanmôre, ek wonder nou waaroor gaan hierdie ou vanmôre praat, en op watter planeet begewe hy homself. Vrede, vry van alle bekommernisse, is 'n weerspreking, dis 'n teenstrydigheid van die realiteit, dis eenvoudig nie rasioneel nie. Kyk wat gaan in die land aan, in die wêreld, en jy praat van vrede, vry van bekommernisse. Wel, gebed in verband met elke sorg, beangstigheid, behoefte van die lewe, is met danksegging die middel deur God bepaal, om vry van bekommernis te wees, om God se vrede te verkry in alle situasies, alle omstandighede. Vriende, Paulus skryf hierdie brief vanuit die gevangenis. Nou, ons weet dat die Romeine het nie die gevangenes sleg behandel nie. Hulle het hulle sleg mishandel. Hulle was vasgemaak in blokke. Kan jy self indink? Ek wil nie te veel daarop uitwy nie, waar jy self daar sit, in jou eie urine, en ek wil nie daarop uitbrei nie. Dis nie goeie omstandighede nie. En dis die omstandighede waarin Paulus is, en dan skryf hy hierdie brief. En hy het verseker alle rede gehad om mismoedig te wees, depressief te wees, op moedverloorse vlakte te sit, alle rede om te kla. Verseker. In steede skryf hy, wees oor niks besorg nie. En verskoon tog nou die uitdrukking, moenie worry nie. Dis in daai omstandighede wat hy vir jou sê, moenie bekommerd wees nie. En ek het gaan kyk na die Griekse woord, na niks, en waar hy sê, dit wat Paulus in hierdie omstandighede skryf, sê hy, maar laat julle begeertes in alles, niks en alles, beteken nie daar is sekere dinge wat ek maar moet reserveer vir myself nie. Alles moet ek aan die Here opdra. Niks wat ek mag uitlaat nie. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus. God se aangewese weg na vryheid van alle sorge en vrede. Daai beangstigheid wat jou so kan vasgryp. Hoe kon Paulus in hierdie haaglike omstandighede hierdie voorskrif deurgee? Hoe kon hy in moeilike omstandighede innerlike vrede ervaar, vry van sorge, 'n totale teenstrydigheid, weerspreking met sy omstandighede? Vriende, hier sit Paulus,
Dink aan die situasie waar Paulus en Silas in die tronk gesit het. Onbesorg. Vol vrede, sing lofliedere. En hier kom die tronkbewaarder na hulle en sê, wat moet ek doen om gered te word? Weet jy wat het daai tronkbewaarder getrek? Geen prediking nie. Hulle het so na Paulus en Silas gekyk, hulle het na Paulus gekyk en die vrede gesien, het hierdie bewaarder gesien. 'n Totaal teenstrydigheid met sy omstandighede. Onthou, hierdie bewaarder het elke dag na die gevangenes geluister en hoe hulle gemurmureer het en geswets het. En hier is Paulus, totaal onbesorg, met vrede. En hy kom na Paulus en sê, Paulus, wat moet ek doen om gered te word? En daarom laat God soms omstandighede in jou lewe toe, wat jy aan hom moet oordra, sodat jy die vrede van God in jou lewe kan kry, in alle omstandighede. Dit maak nie saak hoe jy behandel word nie. En die bewaarder gaan na jou toe kom en sê, wat moet ek doen om gered te word? Wanneer hulle die vrede van God in jou sien in daai omstandighede. Totaal irrasioneel om vir 'n gevangene in daardie omstandighede te sê, jy kan totale vrede verkry, vry van sorge in hierdie omstandighede. Hoe het hy dit reg gekry? Hoe het Paulus dit reg gekry? Dit is die vraag vir môre. Vriende, hy was gedurig in aanraking met God gewees. Weet jy daardie woorde, wees oor niks besorg nie, maar dat jy alles, everything, aan hom sal opdra en die vrede van God sal jy verkry. By implikasie sê dit, dat jy gedurig met God in aanraking sal wees. Dis nie in 'n gebed, 'n minuutse gebed hier in die oggend voordat jy die huis verlaat en net voordat jy gaan slaap is daar 'n gebedjie nie. Dis gedurig met God in aanraking en in kommunikasie wees. Enige moeilikheid, groot of klein, wat opduik, het hy onmiddellik met God gepraat. Hy het God dan dadelik gedank ook as hoorder van die gebed en dat uit genade sal toesien. En wat was die onmiddellike gevolg gewees? Hierdie gedurende kommunikasie met God. Elke omstandigheid, enigiets wat opduik, dan draai dit op aan God. Die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, alle ongelowige, rasionele, menslike redenasies te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar. Dis hoekom soveel mense, ja Christene, aan hulle harte ly, die sorge van die lewe. Ek sê nie, dit is al waaroor mense aan hulle harte ly nie. Verseker is genetika speel 'n rol, baie ander dinge speel 'n rol in die lewe, maar hoofsaaklik bekommernisse, kwellinge van die lewe, wat nie goed is vir jou hart nie. Terwyl God vanmôre vir jou sê, laat ek daaroor bekommerd wees, laat ek jou sorge uitsorteer, laat ek in beheer wees. Ja, jou verleentheid, hoor mooi, jou verleentheid is God se geleentheid. Dis hoekom Paulus soveel rus en vrede kon ervaar. Na gebed, nadat hy alles aan die Here oorgedra het, terwyl hy in daai omstandighede sit, het hy geweet, my God is in beheer, ek is deur die toelatende wil van God hier. God het hom deur niks onkant laat vang nie. God weet van my omstandighede en hy weet hoekom is ek nou in daai omstandighede, want daar's 'n bewaarder wat bereik moet word. Hy was absoluut bewus daarvan dat God in beheer is van alle dinge. Hoekom? Want hy was gedurig met God in aanraking en hy dra alles op aan die Here. En nou weet hy, my God
is in beheer, hy's alwetend, hy's alomteenwoordig, hy's almagtig. Hy sal voorsien, hy sal toesien. Weet jy vriende, ons aanbid 'n verbondsgod, iemand wat 'n verbond met jou het, 'n kontrak. Jy is in Jesus Christus, die volmaakte wat op aarde geleef het en 'n volmaakte offer gebring het, en jy's in Christus. En God het 'n verbond met jou in Christus. Hy breek nie sy verbond, sy kontrak met jou nie. Selfs al is ons ontrou, bly hy getrou. Hy bly nie getrou teenoor jou nie. Hy moes lankal sy kontrak met jou gebreek het. Hy bly getrou teenoor sy eie seun Jesus Christus, en jy wat in Jesus Christus is. Dis hoekom hy sy verbond met jou nie breek nie. Hy kyk deur Jesus Christus na jou toe. Dit het niks met jou te doen nie. Dit het alles te doen met sy seun Jesus Christus, die volmaakte, en wat die volmaakte offer gebring het. Sy verbondsnaam is op die spel, en daarom sal hy nooit sy verbond met jou breek nie. En die seël op die verbond en die onderhouding daarvan is in sy seun Jesus Christus. En weet jy, sy eerste verbondsnaam gaan oor vrede, om vir jou vrede te gee. Dis sy eerste verbondsnaam wat hy nie gaan breek nie. Jehovah Shalom, the Lord of Peace. Jesus het gesê, my vrede gee ek aan julle, nie soos die wêreld aan julle gee nie. Hy sê, vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek aan julle, want hy het geweet sy disippels gaan 'n opdraande pad hê, en sonder sy vrede gaan hulle dit nie maak nie. En ek wil vanmôre vir u sê, liewe broer en suster, sonder Jesus se vrede gaan jy dit ook nie maak. En daarom het hy voorskrif vanmôre hier. Wees oor niks besorg nie. Laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking bekend word by God, dat jy daai vrede kan kry, anders gaan jy die opdraande pad nie maak nie. Jy het God se vrede nodig, soos wat Paulus God se vrede in daai omstandighede gehad het, en toe 'n brief geskryf het, wat ek en jy vanmôre vir mekaar kan lees. Jehovah Shalom, the God of peace. Jehovah Jireh, dis sy verbondsnaam, sy verbond met jou. The Lord who provides. Weet jy, my pa het sy pappie verloor toe hy 16 jaar oud was. En toe moes hy plaas toe kom en hy moes oorneem en hy het geen hulp gehad nie en hy was baie, baie arm gewees. My broer sit hier, hy sal getuig, dan vertel hy hoe het hulle dan moes hy daai ou patroontjie spaar en hy moes daai tarantaal raak skiet en dan het hulle vleis op die tafel gehad en later toes my ma verwagtend met 'n tweeling. En toe moes my ma haar vark of 2 verkoop het, sodat die kinders daarom kleertjies gehad het. Maar my pa het baie hard en slim te werk gegaan, en die seun van die Here was daarop gewees. Hy het ons geleer, jy moet meer jou ore uitleen as wat jy jou tong gebruik. So hy het baie keer voor die voorligter gesit en gesê, wat moet ek doen? Hy het slim te werk gegaan, en die Here se seun was daarop gewees, maar hy kon ook getuig het van beproewings in sy lewe, van 'n misoes. En dan's daar 'n tweede misoes. En vra maar vir 'n boer, wat gebeur as daar 'n derde misoes is? Van skatryk na brandarm. Maar dan reën dit weer, en ek sal nooit vergeet nie, eendag, toe sê my pa vir my, en ek sal dit nooit vergeet nie. Die Here gee altyd uitkoms, was sy woorde. Jehovah Jireh. Bewustelik of onbewustelik, het my pa vasgeklou aan die verbondsnaam van God, Jehovah Jireh. Die Here gee uitkoms en hy voorsien. Dis sy verbondsnaam, dis sy verbond vanmôre met jou.
al lyk dinge swaar en moeilik. Jehovah Rebekka, the Lord who heals, gaan met jou siekte na hom, liewe vriende. Onthou net een ding, dis 'n voorreg as God jou siekte wegneem. Dis nie reg nie. Hy het nie plaasvervangend vir jou siekte gesterf nie. Jy het nie siekte gepleeg nie. Jy het sonde gepleeg. Die siekte is 'n gevolg. Maar jy kan met die Here met jou siekte na hom toe gaan. Weet, ek het 'n vriend gehad, of nee, ek het hom nog eintlik. Vir 3 maande gaan kuier ek vir hom daar in die hoësorgeenheid. Dan kyk ek so na daai metertjies, na die monitors. Dan kyk ek so na die suster. Dan sê ek, suster, wat sê jy? Dan skud sy net haar kop so. Weet jy, dan bid ek vir hom, maar ek bid so ongelowig, ek kan nie glo nie. So ongelowig, ek het geen geloof terwyl ek bid nie, maar ek bid. Ek bid omdat ek moet bid. 3 keer, laat hulle die familie inkom, en sê, kom groet, dan lees hulle Psalm 23 vir hom. Dis 5 jaar terug. Weet jy hoeveel golfspel het ek al saam met hom geniet? Want God, kyk nie na daai monitors. Hy is in beheer van lewe en dood. Jehovah Rou, nog 'n verbondsnaam, sy verbond met jou. The Lord is my shepherd, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde na waters waar rus en vrede is, lei hy my heen. Gaan vanmiddag, dan lees hy weer Psalm 23 stadig deur. Dit klink soos 'n man wat vrede by God verkry het. Jehovah Rou. The Lord is my shepherd. Hy kyk na my. Dis sy verbond met jou. Wat hy nie breek nie. Sy verbondsnaam is op die spel. Jy's in Jesus Christus. En sy geregtigheid word aan jou toegeken. En daarom hou hy sy verbond met jou. Jehovah Shammah, the Lord who is there. Besef jy dat hy altyd teenwoordig is, so donker die prentjie ook al mag wees, en in watter gat jy ook al mag wees. En dis donker, daar's nie 'n sterretjie of 'n maan wat jy sien nie. Hy's daar. Jehovah Shammah, hy's daar. Mag hy jou geloof vanmôre skenk as jy by daai donkerte is. Jehovah Shammah, hy's daar. Hy weet van ons. El Shaddai, die almagtige God, niks is vir hom onmoontlik nie. Daar's nie sekere goedjies wat uitgesonder word, wat nie vir die Here moontlik is nie. Niks is vir hom onmoontlik nie. El Bethel, the God of peace, dis net by hom wat jy vrede gaan kry, by niemand anders nie. El Roi, the God who sees, die God wat sien. Al dink jy het nie daai ongeregtigheid wat teenoor jou gepleeg is, gesien nie. Hy het dit gesien. Hy weet daarvan. Die oë van die Here deurloop die hele aarde. En hy is opmerksaam, die goeie en die slegte. Daar's niks, daar's geen ongeregtigheid wat by hom verbygaan nie. Ek onthou so ruk terug, die dinge maar by my broer se werk ook gebeur, en soos wat hulle sê, die wiel draai, né? En toe sê hy vir my, geen ongeregtigheid gaan by God verby nie. Niks. The God who sees, Yahweh, Yahweh, Jehovah Lord, God, I am. Ek is wat ek is. Here, wie sal ek sê as ek by die Israeliete aankom, wie het my gestuur? Dan sê jy vir hulle, ek is wie ek is. Sy ewige self bestaan, die een wat is en sal wees, dieselfde God van jou vaders, Moses. Dis ek wat jou stuur, die ewige ek is. Dieselfde God deur die eeue, jou God, die God van Abraham, Isak en Jakob, die ek is God,
Die onveranderlike, getroue, liefdevolle, versorgende, voorsienende God. Ek stuur jou, Moses, dis daai God, die God van Abraham, Isak en Jakob en Moses, en noem maar al die profete op, wat vanmôre jou God is. Die ek is God, Jahwe, is jou God. Wat met jou is, na Israel toe, en wat jou sal deurlei deur die Rooi See, deur die Jordaan, en by vrede sal uitbring. Die ek is, Jehova God, is vanmôre jou God. Hy het 'n verbond met jou, en hy breek nie sy verbond met jou nie. Dis hierdie God, wat by monde van Paulus sê, wees oor niks besorg nie. Laat jou begeertes bekend word met danksegging, en die Gods vrede sal oor jou hart bewaar. Mag jy hierdie jaar, die res van hierdie jaar, die verbondsgod deur sy genade ontdek, die betekenis van sy naam, sy verbond met jou. Mag daar 'n loflied verder op jou lippe wees, dat die bewaarder na jou toe kom en sê, wat moet ek doen om gered te word? Ken jy iemand wat kalm bly? Moeilike omstandighede, botsings, terugslae, verliese. Dit kan maar kom. Van nature was hy nie so gewees nie. Deur die jare het die Here sy hart verander en hom gevorm na sy beeld. Iemand wat kalm kan bly te midde van sy omstandighede. Die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, bewaar sy hart en sy sinne in Christus Jesus. Vriende, hierdie man en hierdie vrou is 'n man en vrou van gebed, wat altyd in kontak met God bly, wat alles aan hom opdra, wat oor niks besorg is nie, wat weet sy God is in beheer, sy verbondsgod is in beheer. Ons soek vrede. Vriende, ek wil vanmôre vir u sê, moenie dat die gejaagdheid van die lewe, die gebed, jou kommunikasie met God verdring nie. Moenie dat die bossies tussen die koring inkom en dit verdring nie. Moenie dat die gejaagdheid van die lewe jou veronderstelde oorgee aan God verdring nie. As jy nie gedurig gaan tyd neem om enige tyd van die dag jou begeertes aan God bekend gaan maak nie, ek herhaal, as jy nie gedurig enige tyd van die dag jou begeertes aan God gaan maak nie, weet jy wat gaan die gevolg wees? 'n verspilling van tyd en krag as gevolg van jou onophoudelike kwellings. 'n verspilling van tyd en krag as gevolg van jou onophoudelike kwellings. Omdat jy nie na God toe gaan en alles aan hom oorgee en hom vertrou nie. Een nag van gebed kan ons dalk van baie slaaplose nagte spaar. Tyd in gebed, vriende, word teen 'n onmeetlike hoë rentekoers belê. Onmeetlik, want God is in beheer. Bid altyd met danksegging. Dankie, Here. 'n woord wat uit ons woordeskat verdwyn het. Dankie. Weet jy, hoe smelt 'n kind 'n ouer se hart? Dankie, pa. Dankie, ma. En die ouer se hart smelt. En dan wil hy nog gee. Met groot respek, jy kan God se hart smelt met dankie. Dankie, Here. Net dankie. Ek kan nie niks teruggee nie. Ek is soos 'n bedelaar voor u, maar dankie. Dankie, Here, vir alles. Ek het onlangs met iemand wat naby aan my is, of so rukkie tyd, wat deur 'n moeilike omstandighede gegaan. Toe sê ek, man, dra alles op in die Here, en ek praat met hom. En na 'n ruk, toe vra ek vir hom, nou, hoe gaan dit nou? Toe sê hy, nee, dinge lyk rof.
Toe sê ek vir hom, weet jy wat, as jy nou weer bid, dan sê jy, dankie Here. Sluit dit net af, dankie Here. U is in beheer. Dankie. Jy sien alles, jy is almagtig, jy is alwetend, jy is alomteenwoordig, jy weet van alles, dankie Here. Dis 'n uiting van jou geloof in hom, en God eer die geloof. As jy sê, dankie Here, is eintlik maar geloof wat hy vir jou skenk. Mag die vrede van God u verder in 2025 vergesel. Wees oor niks besorg nie. Maar laat julle begeertes in alles, deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God, en die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar. Vader, dankie vir u self. Dankie dat u teenwoordig is. Dankie dat die harte vanmôre sien, ons verlang na vrede. Om onbesorgd te wees, om so op ons God te vertrou, by wie alle dinge moontlik is, wat voorsien, wat deurdra, wat toesien. Ag Here, dat ons vrede kan hê te midde van omstandighede in ons land oral. Dat ons soveel vrede van u af kan ontvang. Ja, dat die bewaarder na ons toe sal kom en sê, wat moet ek doen om gered te word? Dankie Here dat u ons bewaar. Dankie dat u verhoor. Ons sê vir u baie, baie dankie. Amen.